Ons gesels oor vergifnis deur genade. Jesus het baie deur gelykenisse vir mense geleer. Gelykenisse is verhale wat 'n impak op mense maak, sodat hulle beter kan verstaan en hopelik in die proses kan verander. Een daarvan is die gelykenis van 'n koning wat 'n amptenaar se skuld kwytskeld. Die skuld is besonder groot en word as miljoene rande beskryf. Die skuld word kwytgeskeld omdat die amptenaar gesoebat het om uitstel en dat hy alles sal terugbetaal. Maar dan vertel Jesus dat die koning hierdie amptenaar jammer gekry het en souwaar al daardie massiewe skuld afskryf. Hierdie is 'n voorbeeld van vergifnis deur genade. Maar nou kom hierdie gelykenis op 'n nog dieper vlak. Jesus neem dit nog verder. Hierdie amptenaar wat begenadig is, weier om 'n klein bietjie skuld van 'n mede-amptenaar te vergewe. Trouwens, hy gryp daardie mede-amptenaar en hy wurg hom en toe die om uitstel vra, laat hom eerder in die tronk gooi. Die koning kom hiervan te hore en sê vir die amptenaar, die oorspronklike een, wat hom miljoene geskuld het, sê hy in Matteus 18 vers 33. Moes jy nie ook jou mede-amptenaar jammer gekry het, soos ek jou jammer gekry het nie? En die koning was woedend vir die onreg wat hierdie amptenaar gedoen het, en hy het hom oorgegee om gemartel te word, totdat hy al die miljoene rande terugbetaal het. Tot sover die gelykenis. God wil hiermee vir ons sê, as ek soveel van jou vergewe, moet jy ook vergifnis deur genade betoon. My en jou skuld voor God is altyd groter as enige skuld wat enige mens vir ons sou skuld. Elke dag het ons die versoeking om vergelding aan te gryp en ons kies dit dalk, of ons kan ons eie pyn as verskoning gebruik en ons kies om dit te doen, maar die punt waaroor dit gaan is, dat seerkry, konflik, misverstand, al daardie dinge kan gehanteer word en na 'n beter rigting gaan deur vergifnis. Die oproep ten diepste is, onthou, jy is self vrygespreek deur genade en wees self dan ook genadig en vergewe. Leef geïnspireerd.